Daar's een wat lief is vir my, daar's een wat sing oor my. Hy is die koning, hy's my pa, my pa. Daar's niemand groter as hy nie, daar's niks wat ons kan skei nie, en my hele hart behoort aan hom, aan hom. Goeiedag, medeburgers van die Koninkryk van God. Ons praat hierdie week oor burgerskap in die Koninkryk. En vandag lees ons hoe hierdie spulletjie is, hierdie burgers van die Koninkryk. In Korintiërs 14 vers 26 lees ons Paulus skryf vir die klompie burgers daar saam. Hy sê, hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle mekaar kom, het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te lewer. 'n Psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. As ek Paulus hier so lees en ek dink my in hoe het dit gegaan in 'n erediens in sy tyd, dan gee hierdie versie vir ons 'n baie duidelike beeld. Dit was 'n raserige spulletjie. Hierdie mense was aan die gang. Jy kon hierdie mense nie stil gemaak het nie. Weet, dan dink ek aan die Ou Testament, wanneer die volk bymekaar gekom het, rondom die tabernakel, rondom die tempel, dan het hulle so groot geraas gemaak met hulle trompette en hulle simbale en hulle tamboeryne en die lofsange wat hulle gesing het, dat die buurnasies bang geword het. So raserig was daai spulletjie. En nou kom ons in ons tyd 2026 en dan is kerk so 'n redelike stillerige spulletjie. Ons is 'n bietjie stiller as wat hulle in daai dag was, of dit nou in Paulus se dag was, of dit in Moses se dag was, ons is 'n bietjie stiller. Maar ons moet een ding besef as ons hierdie vers lees. Paulus wys nie in hierdie skrywe enige iets van hierdie af nie. Inteendeel, hy sê net hoe dit om op die beste manier te doen sodat alles georden kan gebeur. Hy is nie besig om hulle stil te maak nie. Hy het gesê nee, julle moenie stil word nie. Julle moet net beter word. Want die burgery in 'n koninkryk, dis 'n burgery wat nie stil gemaak kan word nie. Hoe kan die burgery stil wees as hulle 'n koning het soos hulle het? Hoe kan hulle in die niet verdwyn en niemand van hulle weet nie? As hulle koning Jesus Christus, die Alfa en die Omega, die redder van jou lewe is. Dit kan net nie gebeur nie. Daar moet altyd 'n jubeling by ons wees. En ons sien dit in Openbaring, byvoorbeeld Openbaring 4, Openbaring 5 en Openbaring 7, wanneer ons daar die gelowiges sien, die burgery in die koninkryk, dan is hulle besig om so eer aan God te bring, dat dit so aansteeklik is, dat selfs die engele en die 4 lewende wesens nader staan om saam met hulle te aanbid. Hulle is nooit stil nie, nie eens in Openbaring nie. Die burgery van Christus kan nie stil gemaak word nie. En ons behoort nie stil te wees nie. Selfs al is ons nie polities korrek nie. Politiese korrektheid is nie die Alfa en die Omega nie. Jy weet, Paulus sê vir Timoteus, hy sê Timoteus, onderrig, weerlê, bestraf, tydig en ontydig, hou daarmee vol. Hoor jy? Praat. Wees bedrywig, sê die waarheid. Nie net doen die waarheid nie, nie net leef die waarheid nie, sê dit, wees besig daarmee, weerlê, bestraf, tydig en ontydig. As dit polities korrek is of polities onkorrek is, dit maak nie saak nie. Petrus, leer ons in Petrus, hy sê, wees altyd gereed om die hoop wat binne in julle lewe is te verduidelik en te verdedig. Hoor mooi, wees altyd gereed. Want die mense jou vra, hoekom lyk jy anders? Dat jy vir hulle kan vertel. En dit maak vir my die burgery in die koninkryk van Jesus Christus 'n raserige spulletjie. Ek dink ons het te stil geraak die afgelope tyd. Ek weet nie wat dit is, of ons skrik vir politieke mag nie, of ons skrik vir sosiale, ek weet nie, onteiening, maar dis asof ons al hoe meer apologeties, al hoe stiller raak. Mag het nooit vir jou en my as burgers van Jesus Christus se koninkryk so wees nie. Mag ons 'n raserige spulletjie wees. Tydig en ontydig. Want Christus is die Here. Shalom.